Nou, ons sal op hierdie stadium behandel die barmhartige Samaritane, baie kontroversiële hoofstuk in Lukas 10. En ons lees hierso in vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opstaan wat Jesus versoek het. Deur te sê, meester, wat moet ek doen om ewig lewe te beerwe? Met ander woorde, om hom te versoek. Ons weet dat die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetgeleerdes 'n rede gesoek het om Jesus te vervolg, en ons verstaan dat die begrip versoek is nie 'n versoek vir 'n pops liedjie op 'n radiostasie nie, maar hierdie versoeking is om Jesus in 'n lokval te lei sodat hy iets kan sê waar volgens die Fariseërs en die wetgeleerdes hom kan vasvang en dan 'n uitspraak oor kan lewer waar volgens hy geoordeel kan word. So Jesus antwoord, en daar was 'n sekere man wat op pad half dood was op die pad. In vers 31, en by byval het 'n priester. Let wel, 'n priester is 'n priesterambt, wat die priesterambt in die tempel beklee is 'n persoon wat die wet ken mense. Hy gebruik spesifiek 'n priester as 'n voorbeeld hierso. Let wel, moenie vinnig daaroor lees en vergeet daarvan nie. Dit is kardinaal dat u sal verstaan hoekom Jesus 'n priester as voorbeeld gebruik. Maar die pad afkom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Hy ignoreer die man. Is dit nie interessant nie? En ons lees in vers 32. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. 'n Leviet, maar die mense, die levitiese ambt uit die stam van Levi, is die mense wat verantwoordelik was vir die instandhouding van die tempeldienste. Hulle was uitsluitlik bewus van die feit wat die aard van Israel is, die afsondering en die wette van Moses en al die klas van dinge. Jesus is besig om die leviet of die priesters te oordeel. Hy gebruik hulle as voorbeeld. En ons lees in vers 33. Maar 'n sekere Samaritaan wat op 'n reis was, het hom afgekom en toe gesien het hy hom gehelp en hy sy erf gedaan en sy wonder verbind. En ons lees in vers 36. En Jesus vra nou, let nou op, Jesus vra, wie dan van hierdie drie dink jy wetgeleerde, wie dink jy van hierdie drie is die naaste van hom wat onder die roos geval het? En hy antwoord, die wetgeleerde antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Soos wie? Soos die Samaritaan? Soos die priester? Of soos die leviet? Nou moet ons besluit, dit is die aard van 'n gelykenis. Dit is die aard van hoe Jesus, wat hy regtig wil sê, in 'n raai sal sê, sodat hy in 'n stuk gevang word en die skrifgeleerdes wat hom probeer vang het. Moes ons nou hieruit aanneem dat die Samaritaan dan nou ewe skielik deel van Israel moes uitmaak. Die feit bestaan, ons moet die geskiedenis aangaande die historiese konteks van die Samaritaan verstaan en ons moet dit in oorleg bring met Jesus se evangelie. En ons kan ook kyk na ander uitsprake van Jesus aangaande die Samaritaan. Ons sien in Johannes 4 lees ons die Samaritaanse vrou. Jesus was op reis gewees en hy het by 'n watergat waar hy water en daar was 'n Samaritaanse vrou terwyl hy water gedrink het. Hy met 'n Samaritaanse vrou gepraat. In Johannes 4 vers 20 lees ons volg aangaande die Samaritaanse vrou se gesprek met Jesus. En die Samaritaanse vrou sê in vers 20, Johannes 4 vers 20. Ons vaders, die vaders van die Samaritane, het op hierdie berg aanbid en julle Israeliete sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. En Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle Samaritane nie hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle Samaritane aanbid wat julle nie weet nie. Ons, die Israeliete aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit Israel. So hier sê Jesus baie duidelik aan die Samaritaanse vrou dat kyk, jy is onder wanindruk. Julle het wel gehoor hiervan, maar julle is nie uit Israel. En ek is bevrees dat wat julle hier probeer aanbid is nie julle sin om te besluit nie. Julle sal nie in Jerusalem aanbid nie, want julle is nie Israeliete nie. So om dit te verstaan, moet ons die historiese konteks uit die Ou Testament bloot op historiese vlak moet ons nou na die Ou Testament gaan en ons moet gaan kyk waar kom hierdie Samaritane vandaan. Ons weet dat die Samaritane is afgelei van Samaria, die stad Samaria, daar die area. En ons lees dan in 2 Konings 17 aangaande die wegvoer van die 10 noordelike stamme van Israel na Assirië. Dit is nou 400 jaar voor die wegvoer van die 2 suidelike stamme van Juda, die Jode. En ons lees in 2 Konings 17 aangaande die wegvoer van die 10 stamme van die noordelike 12 stamme van Israel. En ons lees in vers 23. Totdat die Here Israel van sy aangesig, dis nou die 10 noordelike stamme, verwyder het, soos hy gespreek het, lees sy al sy diensknegte die profete en Israel is in ballingskap uit sy land wegvoer na Assirië toe tot vandag toe. Nou ons lees hierso ons lees die hoof van 2 Konings 17, soos dit in die 1953 vertaling is, die opskrif van 2 Konings 17 sê, Hosea, die laaste koning van Israel. Wie is Israel? Salmaneser neem Israel Samaria in en voer die 10 stamme in ballingskap weg. Die 10 stamme, let wel, nie die 12 stamme nie, die 10 stamme, genaamd Israel. En ons weet dat die hoofstad van Israel was Samaria. Samaritane, Samaria. Ons kom nou stelselmatig nader aan wie die Samaritane was. En ons lees verder in 2 Konings 17, en ons lees hier van vers 24. Die gebied, die hoofie in die geval, soos in die 1953 vertaling, die gebied van Israel was met afgodsdienaars bevolk. En ons lees in vers 24. En die koning van Assirië het uit Babel en uit Rikuta en uit Amma en uit Hamat en Sephaim mense ingevoer en laat woon in die stede van Samaria, in die plek van die kinders van Israel. Hulle het Samaria in besit geneem en in die stede gaan woon. Nou, hulle daardie afgodsdienaars staan dan bekend as die Samaritane. Het ons dit nou? Nou weet ons wie die Samaritane is. Die Samaritane is afgodsdienaars wat ingevoer was om in Samaria te gaan woon in die plek van die verbande stede van die 10 noordelike stam van Israel. Ons lees in vers 26. Daarna het hulle aan die koning van Israel gesê,
die nasies wat u weggevoer in die stede van Samaria laat woon het, kan nie die verpligtinge teenoor God van die land nakom. Daarom het dat Jesus aangestuur en gekry die man en hulle gedood, omdat hulle die verpligtinge teenoor God van die land nie ken nie. So hierdie afgodsdienaars het nie geweet wat om te doen met die saga rondom die verbond van Israel nie. Nou ek wil daar nog hier en daar oorblyfsels van Israel, van die stam oorblyk aan Samaria, maar hulle was grotendeels wegvoer. En ons lees in vers 27, toe gee die koning van Assyria bevel en sê, bring een van die priesters daarheen, dit wil nou sê een van die priesters wat in ballingskap wegvoer was, daarin wat julle daar vandaan weggevoer het, dat hulle daar kan gaan woon en dat hy hulle, dit wil sê die afgodsdienaars, die verpligtinge teenoor die God van die land kan leer. En een van die priesters wat uit Samaria wegvoer is, dit was een van die 10 stamme van Israel, het gekom en hom in Bet-El gevestig en hulle geleer hoe hulle die Here moet vrees. Dit is nou die Samaritane wat ons verstaan. Maar hulle het elke nasie sy eie God gemaak en in die tempels van die hoogtes opgestel wat die Samaritane gebou het, elke nasie in hulle stede waar hulle in woonagtig was. So dan oor hierdie sodanige hervorming wat die koning van Assyrië probeer afdwing het op die afgodsdienaars het aan die aard van die saak nie eens gewerk. Nou ons sien dat moet in die hervormings waar uit Juda, waar die bange van Juda probeer het onder Esra en Nehemia om die stadsmure van Jerusalem te herbou, dat hulle weer eens te doen gekry het met hierdie versameling van afgodsdienaars soos wat die koning van Assyrië hulle opgevoer het om in die plek van die noordelike stamme van Israel te gaan woon. En dat die Samaritane wat daar gewoon het, probeer het om die kinders van Juda te verhoed, om die muur van Jerusalem te herbou. Ons gaan nou net lees, die so vlugtig uit Esra 4. Dit is uiteindelik daar, ons lees Esra 4, die hoofie in die 1953 vertaling, die Samaritane verhinder die bou van die tempel. En toe die teestanders van Juda, en Benjamin hoor dat die ballinge een tempel bou vir die Here, die God van Israel, het hulle aangekom na Sebal en die familie of die naam gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God en aan hom offer ons van die dae van Esar, Hadan, afgekom van Assyrië. Nou, hulle vertel vir die hervormers Israel wat van die Babel afgekom het, dat luister eens, die koning van Assyrië het ons hier na gestuur weet, om julle God te kom aanbid. Nou, ons saam met julle die tempel herbou, maar Zerubbabel en Joshua en die ander van die familie van Israel, het dan gesê, dit sal nie goed gaan dat julle afgodsdienaars, die Samaritane met ons in huis vir ons se God bou nie, maar ons alleen sal vir die Here, die God van Israel, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië, dit is nou nie die koning na die koning van die Babyloniese ryk. Ons beveel het, toe die volk van die land in die hande van die volk van Juda laat geslap, en hulle het afgeskrik om nie te bou nie. Okay, so daar was so 'n oorlog tussen die Samaritane en die afvaardiging wat gestuur is uit die bannelinge van Juda, dit was die twee suidelike stamme van Israel, wat 'n afvaardiging gestuur is na Jerusalem, om die tempel en mure te herbou, en in hulle pelgrimsreis daar ontmoet hulle die Samaritane, die afgodsdienaars wat na die stad van Samaria gevoer was, afgodsdienaars wat in die plek van die noordelike 10 stammeryk gevoer was, wat nou vir Juda, die suidelike bannelinge, wat afvaardiging gestuur was, om die tempel en mure te herbou, moeilikheid te gee en vir hulle te sê, maar ons is, die koning van Assyrië het gesê, ons is nou Israeliete, so julle moet ons nou aanvaar, ons wil saam met julle tempel bou. So nou weet ons, hoekom Jesus in Johannes 4 aan die Samaritane sê, dat luister nie so, ek is jammer vir julle, maar julle sal nou nie op hierdie berge aanbid nie, julle weet nie wat julle aanbid nie, ons Israeliete weet wat ons aanbid, want ons, die saligheid is uit Israel uit, en ons weet dat Jesus gebruik die Samaritaan bloed, in Lukas, bloed om onderscheid te tref tussen wie se nasies. So ons moet beide verstaan, want ons weet in die kerk van vandag, hier die oningeligtheid van die algemene Christen gebruik, om te probeer bewys en voor te gee, dat die Samaritaan is dan nou die naaste van 'n Israeliet, en ons ek het nou sopas vir u baie duidelik gewys, dat dit is nie die geval.